Kom ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons Opstanding Sondag vanmôre kan vier. Die rede hoekom ons ook elke ander Sondag bymekaar kom, omdat U op hierdie dag, die eerste dag van die week, dan ook uit die doodheid opgestaan het, die dood oorwin het en dat ons in en deur U ook oorwinnaars kan wees. Here, ons vra, leer ook vanmôre vir ons deur die woord, inspireer ons, gee vir ons nuwe krag, moed en hoop, en gee dat ons dan werklik sal hoor en sal luister wat U vir ons wil sê, en daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit en bid dit, alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ek wil vir ons lees 2 gedeeltes, die eerste ene net so 10 verse oor die opstanding, daar in Matteus 28 in vers 1 tot 10, ek wil vir ons eers daar lees, ons lees daar, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word het, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria, om na die graf te gaan kyk, en daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom, het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En ek wil hierdie gedeelte net weer uitlig, voor ek verder lees. Hierso is dit belangrik dat die engele, lees ons hier, sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En dan lees ons verder van vers 7 af. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En hier wil ek weer Jesus se woorde, net soos die van die engel, moenie vrees nie. Met ander woorde, moenie bang wees nie. En dan die tweede gedeelte wat ek vir ons wil lees, is ook net 'n paar verse daar in 1 Petrus 1, van verse 3 tot 12. Ons lees daar dat Petrus skryf, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap.
en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Nou ek lees vir ons net tot daar. Ek wil vir ons as 'n teksvers vanmôre uitlig hierdie 3de vers van 1 Petrus 3 waarmee ons begin het, en ons gaan 'n paar keer om weer hoor vanmôre en ons gaan spesifiek op hom fokus. Hier skryf Petrus: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. En ek wil hier die klem lê op hierdie 2 woordjies, 'n lewende hoop. Nou, Goeie Vrydag was 'n donker dag vir Jesus se familie en sy vriende en vir sy disippels en vir sy volgelinge. Hulle het nie verstaan wat gebeur, hoekom Jesus gekruisig is en hoekom God dit toelaat nie. Hulle het nie soos ons die vermoë gehad om vooruit te weet wat sal gebeur nie. Die Saterdag, hulle Sabbat, moes vir hulle 'n verskriklike hartseer Sabbat gewees het, vol bekommernisse en onsekerheid oor hulle toekoms. Hulle het dalk gevra hoekom alles gebeur het, wat was die doel daarmee en wat was die doel daarvan? Nou ons vandag dink ook dalk die wêreld is 'n duister, donker plek. Ons is ook dalk bekommerd oor die toekoms en ons is onseker oor die dag van môre. Ons vra ook dalk, soos die disippels, hoekom? Hoekom gebeur alles? En wat is die doel daarvan? En wat is die doel daarmee? Nou ons moet vir mekaar erken, ons het nie altyd die antwoorde nie, maar een ding is seker, ons kan hoop hê vir die toekoms en ons hoef nie moed op te gee nie. Hoekom? Want ons is Christene, ons is kinders van die lewende God en op hierdie dag wat ons vandag vier, Opstandingssondag, het Jesus in die geskiedenis uit die doodheid opgestaan. Die graf is leeg, Jesus het die duiwel, die sonde van die wêreld en die sonde van die vlees oorwin. En daarom uiteindelik kan ons hoop hê. En ek wil hê dat ons vanmôre gaan fokus op hierdie vraag: waarom of hoekom kan ons hoop hê? En eerstens wil ek begin weer by ons teksvers. Eerstens sien ons kan hoop hê want deur Jesus Christus en dit wat hy vir ons gedoen het, is God ons Vader. En dit word hier vir ons so gestel, hy is elkeen van ons se persoonlike Vader. As ons hier in 1 Petrus 3 lees, dan lees ons in 1 Petrus 1 vers 3 lees, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Hy is elkeen van ons se persoonlike Vader. Dieselfde God wat die aarde geskep het deur daardie selfde krag van sy almag vir Jesus opgewek het en deur daardie selfde krag die Heilige Gees uitgestuur het, het ook ons wedergebore kinders van God gemaak, sodat ons in hom kan glo. Sodat ons kan glo dat Jesus opgestaan het uit die dood en kan glo dat hy ook ons Vader is, wat 'n persoonlike verhouding met elkeen van ons wil hê. En wat 'n voorreg dat ons die skepper van alle dinge, die een wat deur sy almag geskep het, die een wat deur sy almag Jesus uit die doodheid opgewek het en die een wat deur sy almag ons tot geloof gebring het, ons Vader kan noem. Ja, die katekismes beskryf dit ook so, dat die feit dat ons glo, dat ons geloof het, is 'n wonderwerk wat gelykstaande is aan die van die skepping.
En dit is inderdaad omdat dit ook die herskepping is van die sondige mens se hart en denke. En die wonderlike is dat deur die Heilige Gees wat die heiligmaking bewerk in ons harte, is hierdie 'n voortdurende proses van heiligmaking van sy wedergebore kinders wat aanhou tot die dag dat ons sterwe. En elke dag maak hy ons meer en meer heilig, meer en meer aan Jesus Christus gelyk. En ons moet verstaan, dit is alles as gevolg van wat Jesus Christus vir ons gedoen het. As gevolg van Jesus Christus het ons vir God as ons Vader. Psalm 103 vers 13 is daardie bekende vers wat sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Maar let op dat ook hierdie wedergeboorte en die feit dat God ons Vader is, kom as gevolg van, soos ons hier in vers 3 in ons teksvers gelees het, die groote barmhartigheid van Jesus Christus. Dis omdat Jesus bereid was om homself vir ons te offer aan die kruis, omdat hy bereid was om vir ons te kom sterf. En daarom moet ons besef, dis alles genade alleen. En daarom kan ons ook weet, ons hoef nie moed op te gee nie, want God se genade sal ons deur alles dra. Paulus, hoor die woorde daar in 2 Korintiërs 12 vers 9, ons lees dit en dit is nou, God het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Maar tweedens vanmôre sien ons steeds in ons teksvers, hoekom hoef ons nie moed op te gee nie, en hoekom kan ons hoop hê, omdat ons nie net enige hoop het nie, maar ons het 'n lewende hoop, omdat ons 'n lewende hoop het, want die graf is leeg, ons hoop leef, die doeke lê daar, want ons hoop leef. Jesus het opgestaan, ons hoop leef, en Jesus Christus is natuurlik daardie lewende hoop van ons, want ons aanbid 'n lewende God. Die dood het hom nie oorwin nie, maar hy het die dood oorwin deur op die derde dag uit die doodheid op te staan. En nou weet ons is oorwinnaars in en deur en saam met Jesus Christus, want hy het opgestaan en die graf is leeg. En ons kan weet, hy regeer nou reg en goed vanuit die hemel. Hy is op die troon, en hy kom weer om ons te kom haal, en dan sal ons by hom wees. Ons weet waarheen ons op pad is, en dat ons aan die einde saam met Christus oorwin en vir ewig by hom sal wees. En dit is ons hoop, want niks wat hier op aarde gebeur, kan daardie hoop uiteindelik verander nie. Dit sal so wees en niks kan dit verander nie, want ons God is groot en almagtig. Nou ons hoop in hierdie wêreld is natuurlik die hoop op die ewige lewe saam met Christus, wat vir ons 'n feit is. Dis 'n realiteit, omdat ons wedergebore kinders is en die Heilige Gees die geloof in ons hart werk, en omdat sy genade vir ons so groot is, dat hy ons laat glo deur die genadegawe van die geloof. Nou ek wil hê dat ons vanmôre ook moet kyk na wat beteken hoop. Nou die Bybel het baie kenmerke van hoop, en ek wil vanmôre net op 'n paar wys hiervan uit ons geleesde gedeelte in 1 Petrus 1. Die eerste kenmerk van hoop is hoop kom net van God af en is as gevolg van Jesus Christus. Hoop kom net van God af, ware hoop, en ware hoop is net as gevolg van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Weereens in ons teksvers het ons gelees, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groter barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. So waarom? As gevolg van Jesus Christus, wat na sy groter barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Omdat ons wedergebore kinders is, daarom het ons 'n lewende hoop. Psalm 43 vers 5 is daardie bekende psalm van die hart ook, maar ons lees daar, wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? En dan sê die psalmdigter, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. God is die een wat verlos, en daardie verlossing kom natuurlik deur Jesus Christus. Die tweede punt wat ons kan sê, wat is hoop? Hoop is uit genade alleen. Ons het dit reeds in ons teksvers gehoor, maar kom ek lê die klem weer daarop. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid, daar sien ons, is uit genade alleen,
wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. In 2 Tessalonisense 2 verse 16 en 17 lees ons ook: En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. So hier hoor ons weer, in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. So dit is die wonderlike, ons hoef nie te vrees nie, ons hoef nie bekommerd te wees nie, want God vertroos ons, hy sal ons versterk in die goeie woorde van sy woord en ons aanspoor deur die Heilige Gees tot goeie werke. Die derde ding wat ons sien, is die skrif sê vir ons of leer vir ons wat hoop is. Ons het dit gelees in verse 10 en 11 van 1 Petrus 1, kom ek lees dit weer vir ons. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is. So ons sien, die skrif leer van die genade wat vir ons bestem is. Ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruit, hier sien ons weer, die skrif leer het, vooruit getuig het, van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. So die woordjie hoop is deur die profete verkondig. Hulle het gesê, Christus sal ly, maar daar's hoop, want daar's ook heerlikheid wat daarna uiteindelik sou volg. In Romeine 15, wat gaan oor die opstanding, lees ons in vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, daar sien ons dit weer, die skrif leer dit self, die profete het dit voorspel, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Nou dis belangrik dat ons dit verstaan, hoop is dus om tevore, met ander woorde vooraf te weet wat die eindresultaat gaan wees, en dan geduldig te wees met lydsaamheid, met uithou vermoë, te volhard, omdat ons, al is ons nou dalk in moeilike omstandighede, omdat ons nog steeds bemoedig is deur die waarheid van God se woord, en die kern daarvan is dat ons weet, die profete het gesê, Jesus sal na die aarde toe kom, hy het gekom, hy het gesterf, en hy het opgestaan, hy het oorwin oor die dood, en daarom kan ons ook weet, dit wat die skrif verder sê, hy kom weer om ons te kom haal, dit sal ook die waarheid wees. Die volgende kenmerk van hoop, hoop is 'n redelike realiteit, of anderster gesê, 'n verduidelikbare werklikheid. Nou ons het dit gelees in ons 12de vers van 1 Petrus 1, ons het daar gelees, aan hulle is geopenbaar, met ander woorde bekend gemaak, aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is, om in te sien. So weer eens hier, dis die realiteit van die skrif. Die profete het gesê, Jesus sou kom, hy sou sterf, hy sou oorwin. Die realiteit is, dit het gebeur. Maar verder in 1 Petrus 3 vers 15 lees ons onder andere ook, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. So ons moet rekenskap kan gee van ons geloof en van ons hoop. En die wonderlike is, ons kan werklikheid daarvan gee van ons hoop, en ons kan dit verduidelik en ons kan dit wys, want deur die woord wat aan ons verkondig word, werk die Heilige Gees natuurlik die wedergeboorte in ons harte, verander hy die sondige mense kliphart en hy maak hom 'n hart van vlees. En dan wys ons lewens ook dat ons leef soos kinders van Christus. Mense kan dit sien. Met ander woorde, ons kan rekenskap daarvan gee. En dit moet ook so wees. En dan boop dit wil ek amper sê, behalwe vir die verandering wat in ons lewens gebeur wanneer ons Christus se kinders word, is daar ook die rekenskap wat ons kan gee van die koue harde feite, die bewyse, die konkrete bewyse dat Jesus was 'n werklike mens wat werklik op aarde was. Hy was werklik gekruisig en hy het werklik liggaamlik uit die dood uit opgestaan
en die graf is immers leeg. Anderster as enige ander geloof is die graf van die ware God van die Christendom leeg. Die ander grafte het nog die dooie gode daar binne. Dan die 5de kenmerk van hoop. Hoop word bevestig deur Jesus se opstanding uit die dood. Nou ons het gelees weer eens in ons teksvers in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So daar sien ons hoop word bevestig deur Jesus wat opgestaan het uit die dood. In Johannes 11 in vers 25 en 26 skryf Johannes, en dis Jesus se woorde eintlik hier. Jesus sê vir haar, dis nou vir die vrou, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid. En dan vra hy vir haar, glo jy dit? En ook in Johannes 14 vers 19 lees ons, Jesus sê vir sy disippels, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. So omdat Jesus die dood verslaan het, sal ons ook. In daardie hoofstuk in 1 Korintiërs 15, wat gaan oor die opstanding, lees ons in verse 16 tot 20, Paulus skryf, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, met ander woorde dood is, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar ek wil amper sê, en hier slaan hy die blaai om in die laaste vers, maar in vers 10 sê hy, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. So ons hoef nie te twyfel nie, Christus is opgewek, en wanneer mens verder lees hier, dan sien mens, dat hy op een dag aan duisende, aan meer as 500 tegelyk verskyn het. Daar was geen twyfel daaraan nie, die ooggetuies was daar. En dit is die wonderlike, ons sal ook op Jesus volg by die wederkoms, omdat hy eerste uit die doodheid opgestaan het, sal ons ook uit die doodheid opstaan, en ons kan dit ook weet. Dan die 6de kenmerk van hierdie hoop, is hoop word deur die Heilige Gees, deur die geloof in ons harte bevestig. In ons teksvers praat van die wedergeboorte, wat natuurlik gewerk word deur die Heilige Gees. Maar weer eens ook hier, sien ons dit in die 12de vers, wat ons al reeds gelees het, maar kom ek beklemtoon dit net weer. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. So weer eens, dis in die Heilige Gees wat ons hoop, deur die geloof wat die Heilige Gees uiteindelik in ons harte bevestig word. In Romeine 15, daar in vers 13 lees ons, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. So weer eens, deur die krag van die Heilige Gees kom die hoop. Dan die 7de kenmerk van hoop. Hoop beskerm ons teen die aanslag van die duiwel en die sonde in die wêreld, en ook die sonde in ons. In 1 Petrus 1 vers 5 het ons gelees, want die krag van God, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. So dit is belangrik, ons hoop word bewaar in die krag van God, soos ons nou hier gehoor het. In 1 Tessalonisense 5 vers 8 lees ons ook, maar laat ons wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Dit is geen toeval nie dat geloof en hoop hier saam genoem word in dieselfde vers. Hoop word hier beskryf as die helm wat ons kop, met ander woorde ons denke, beskerm, sodat ons nie twyfel, vrees of moed opgee nie, maar bly fokus op Christus en die feit dat hy opgestaan het
en ons is deur hom en saam met hom oorwinnaars en ons twyfel nie daarin nie, want ons fokus deur die helm bly op hom. Die 8ste kenmerk van hoop. Ons hoop word bevestig deur die beproewinge, deur die swaar kry, wat ons oor en oor hier op aarde ook deurmaak. Jesus het nooit gesê dit gaan maanskyn en rose hier op aarde wees nie, maar hy het gesê hy is by ons terwyl ons daardeur gaan en niks kan ons uit sy hand uitruk nie. Ons het gelees in 1 Petrus 1 daar in die 7de vers, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Ons sien, selfs hierdie moeilike omstandighede, wanneer ons beproef word, hier word dit vir ons beskryf as, dis juist daardie swaar kry wat vir ons kosbaarder is as goud wat gelouter word deur vuur. Nou vuur, of goud word gelouter deur vuur om dit suiwer te maak, en so ook, dis juist die swaar kry, wanneer ons deur die geloof vashou aan die Here, en hy ons daardeur help, wat uiteindelik ons geloof keer op keer weer versterk en bevestig, en ons hoop in hom keer op keer weer bevestig. In Romeine 5, daar tussen verse 3 en 5, is daar die bekende verse wat dit ook vir ons sê, ons lees daar, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, weer eens deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So ja, omdat God ons lief het, gee hy ons die krag om elke keer deur moeilike omstandighede te kom, om saam met hom daardeur te kom. En dan wanneer die volgende beproewing op ons pad kom, dan kyk ons terug na die verlede toe, hoe God ons elke keer weer uit ons beproewinge, uit die moeilike omstandighede gehelp het. En dan sien ons kans vir die toekoms met hoop, omdat ons weet en omdat ons glo, God wat nog altyd by ons was, sal ook nou weer saam met ons wees. So beproewinge versterk ons hoop, versterk ons geloof. Dan die 9de kenmerk van hoop. Hoop bring vir ons vreugde voort. Hoop maak ons bly. Ons het hier gelees in 1 Petrus 1 vers 6, daarin verheug julle jou, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Ons het ook in die 8ste vers gelees, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Hoekom? Want ons weet hy het oorwin en ons weet hy kom weer om ons te kom haal. En ons is in en deur hom oorwinnaars. Daarom kan ons nie anders nie as om bly te wees, ja selfs in moeilike omstandighede. In die bekende Psalm 146, daar in die 5de tot die 7de verse lees ons, welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, en wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee, die Here maak die gevangenes los. En so kan ons aangaan met hierdie Psalm, 'n Psalm van hoop. En dan die laaste kenmerk, die 10de kenmerk, sê hoop word vervul met die wederkoms van Christus. Ons het gelees in die 4de en 5de verse van 1 Petrus 1, sodat ons onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En ons het ook in die 9de vers gelees, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele. So weer eens, ons hoop word vervul, dit bereik die volheid daarvan met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. In Titus 2 eerder verse 11 tot 14 lees ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeertlikhede te verloon, ingetoe en nugter en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,
terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en Verlosser en ons Verlosser Jesus Christus. Ons verwag die wederkoms wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig vir goeie werke. So kom ons sluit af. Omdat ons die wederkoms verwag ons ook dat ons hoop kom en daarom bly ons hoop op die toekoms. Omdat ons die wederkoms verwag en hoop, hou ons aan om goeie werke te doen tot God se eer, omdat God ons gered het en aan ons die ewige hoop deur Jesus Christus geskenk het, wat deur genade alleen deur die Heilige Gees in ons harte bewerk word. So, as die wêreld donker lyk, as tye onseker is, moenie hoop verloor nie, moenie moed opgee nie, en weet, die graf is leeg. Jesus het opgestaan en hy het oorwin, en by die wederkoms sal ons weer saam met hom oorwin, en laat nie net hierdie opstanding Sondag nie, maar elke Sondag wanneer ons weer kerk toe gaan, vir ons weer nuwe hoop bring met daardie sekerheid, Jesus het oorwin, en dis hoekom ons bymekaar kom, en hy sal weer kom om ons te kom haal, en dit is ons lewende hoop, en daarom gee ons alle eer aan hom. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier dat U ons hoop is. Dat Jesus Christus vir ons teen alle hoop in uiteindelik ons hoop geword het, dat hy nie net vir ons gesterf het nie, maar dat ons ook hierdie dag kan vier. Teen die verloop van die natuur in, teen die realiteit van wat mense dink moontlik is, dat hy steeds die dood oorwin het. Here, ons dankie dat Jesus aan sy volgelinge verskyn het, aan die vroue, soos ons ook vanmôre gelees het, vir hulle gesê het, dat hulle nie nodig het om te vrees nie, so ook aan sy disippels, so ook aan soveel ooggetuies wat hom gesien het, dat hy vir Thomas gesê het om sy vinger in sy wonde te steek, dat hy nie net op een of ander geestelike manier opgestaan het, soos wat die wêreld ons dikwels wil oortuig nie, maar dat ons kan weet, hy het liggaamlik, letterlik opgestaan, en dat ons daarom ook na liggaam letterlik sal opstaan, omdat hy die eersgeborene is en ons op hom sal volg. En Here, daarom vra ons, gee dat ons aandag gefokus sal hou op U, dat ons wanneer omstandighede moeilik is, wanneer die wêreld donker lyk, wanneer ons onseker is oor die dag van môre, dat ons nie sal hoop verloor nie, dat ons nie sal moed opgee nie, maar dat ons kan weet, ons kan op U bly hoop. U is die groot en almagtige God, en U is ons koning, en U regeer, en U regeer dat dit ons alles uiteindelik sal aanspoor om lewens van dankbaarheid te leef tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, want waarlik aan U kom toe alle lof en alle eer en alle heerlikheid tot in alle ewigheid, en ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen.